Die lewe is vol van dit wat onbekend is. En daarom maak die toekoms ons soms baie onseker. Hoe moet ons op daardie onbekende dinge reageer? Sommige mense takel die lewe met vertroue, terwyl ander heeltyd vol vrees en angs is. In Hebreërs 12:26 lees ons van Moses, dat hy Egipte in die geloof verlaat het. Dat hy volhard het soos iemand wat die onsienlike kan sien. Hoe het hy dit reggekry in 'n wêreld wat vol onsekerheid en teenstand was? Die waarheid is, ten spyte van al die planne van die mens, is die enigste ware sekuriteit net in die Here Jesus te vind, dat hy vir jou 'n werklikheid moet wees. Ek wil hê jy moet raak sien, hoe dat Moses deur die moeilikste tye dankbaar kon kom. Hy het volhard, omdat hy hom gesien het, hom voor oë gehou het, wat onsigbaar is. Hoe sien jy iemand wat onsigbaar is? Dit is die voordeel daarvan om erns te maak met dit wat God sê. Wanneer ons sy woord oopmaak en begin lees, is een van die dinge wat ons raak sien, dit wat die Here van plan is om te doen. Ons sien hoe hy dink, dit wat hy wil hê. Daarom is die duidelikste en die veiligste manier om God te sien, om sy woord te lees. Mense kan hieroor soveel idees skryf vandag wat soms heeltemal onskriftuurlik is. Daarom moet ons vashou aan die skrif, want net die skrif kan ons hom laat sien. Moses het volhard asof hy hom sien wat onsigbaar is. Hy het deur die moeilike omstandighede gegaan en volharding geleer. Wat gebeur wanneer ek en jy deur moeilikheid gaan? Dan word ons gedwing om ons op die Here te kom werp. Ons word gedwing om hom te vertrou, op hom staat te maak. En wanneer ons op hom staat maak, gebeur iets. Ons motiewe word gesuiwer. God se teenwoordigheid word 'n werklikheid. Jy begin om sy teenwoordigheid in jou lewe te geniet. In Handelinge 2:25 sê Dawid, ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand. Ek sal nie wankel nie. Wat gebeur is dat ons die lewe deur die geloof begin interpreteer. Ons begin sien hoe hy werk. Dis hoe ons leer om te volhard, want ons begin die beginsels verstaan. Dan ontdek jy dat die ewige dinge bo die tydelike daar is. Dinge wat tydelik is, raak al minder belangrik. Wat ewig is, word prioriteit. Dit beïnvloed jou verhoudings, die manier hoe en waarop jy jou geld spandeer. Kritiek en misverstand beïnvloed ons nie meer soos vroeër nie. As jy soos Moses die lewe met sekerheid en wagmoed tegemoet wil gaan, moet jy sy geheim ontdek. En dit is dat jy ook die onsienlike kan begin sien. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U alomteenwoordig is, dat U vandag by ons is. Geef vir ons die genade om U te kan sien. Amen.